Hemelse Vader, ek dank U vir die feit dat ons kan verklaar dat ons hier by mekaar is in die naam van Jesus. En ek dank U, Here, dat ons die voorreg het om vanoggend te kon sien hoe mense hulle self vereenselwig met U deur die doop. En Here, ons dank U net dat U in ons midde is. My gebed is vanoggend, Vader, dat U deur U Gees net vanoggend vir ons geestelike oë sal oopmaak om te sien en verstaan dit wat U woord vir ons leer. So ek dank die Heilige Gees, ek wil net in hierdie oomblikke myself aan U onderwerp en toelaat dat U vanoggend my net kan gebruik om U woord te bedien op 'n manier. En ek dank U dat U Heilige Gees vir ons die skille van ons oë afhaal om te sien wat die woord vir ons sê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ek was besig om te praat oor die gereformeerde stroom en ek het nie, soos ek sê, ek wil nie gaan en sê, ja, maar dit werk nie so nie en dis nie so nie. Ek wil gaan kyk wat die woord sê. So ek gaan vir julle met julle deel vanoggend. En ek glo daar is selfs van ons wat dit al gehoor het, maar wat die Here gaan vir ons help om nog meer te verstaan. So, wanneer ons na die woord toe gaan, die eerste 2 skrifte wat ek wil lees, is Romeine 5, vers 20 en 21. Romeine 5, vers 21 en 21. And for the English-speaking people, that will help them, because it's will be on the board in English, the amplified version. So, die woord sê in Romeine hoofstuk 5, sê maar vers 20, maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het. Kyk waaroor word gepraat. Sonde, misdaad, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Nou hier is 'n interessante ding. En baie mense sê, jy moet nie te veel konsentreer op die genade nie. Want as jy te veel genade preek en te veel op die genade konsentreer, dan gee dit mense vrymag om te sondig. Nou ek wil net vir julle sê wat hier so staan. Romans 5 verse 20, it says, en ek gaan dit vir julle in die Amplified, want ek sien, ons is nie daar nie. Romans 5 verse 20, but then law came in and only to expand and increase the trespass. Dis wat die wet gedoen het. Die wet het die sonde meer gemaak. En dis een van die dinge wat ek in die toekoms miskien kan doen, is om vir julle te help om te verstaan die rol van die wet. En hy sê, making it more apparent and exciting opposition, but where sin increased and abounded, grace, God's unmerited favor, has surpassed it and increased the more and superabounded. Met ander woorde, ek wil nou eintlik 'n snaakse ding sê, maar ek kan moeilikheid daarvoor kry. You can't out-sin God's grace. Daar's altyd meer genade as sonde. Maar ek is versigtig om te sê, okay, go for it. Julle sien, want as jy weergebore is jou gees weergebore. Jou gees is herskep. Die NIV sê, Efesiërs 4 vers 24, hy sê, put on the new man, created to be like God, in true righteousness and holiness. Toe jy weergebore is, your spirit was
created, herskep, in ware geregtigheid en heiligheid. So as dit net my gees kon wees wat hier voor julle staan vandag, ek is volkome geskep toe ek weergebore is, my gees is volkome herskep, na God se beeld en gelykenis, soos was dit was, toe hy Adam en Eva gemaak het. Al wat nou gebeur het, is ek wil amper sê, dit wat Jesus gedoen het, gebruik, en dit is hoekom ons verklaar dat Jesus in ons is. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Maar created to be like God in true righteousness and holiness. Dis hoe ek aan die binnekant lyk. So as ek weergebore is daar iets in my wat nie wil sondig nie, ek soek 'n pad uit sonde uit, nie in sonde in nie. Dis wat weergeboorte regtig beteken. En as ons verstaan wat ons vandag gaan luister, gaan ons iets verstaan wat dit aanbetref. Nou, dis belangrik om te verstaan verder, dat die woord sê vir ons, as ons gaan na Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 en 2. Ek wil noem dit net. Ons het 'n disipelskap skool wat nou net klaar gemaak het, wat Nico Nadel vir ons gedoen het. En hulle doen dit op 'n gereelde basis. En deel van die rede waarom ons verwag van nuwe mense wat wil deel word van die gemeente, moet deur die disipelskap gaan. Want daar word basiese beginsels na gekyk, soos bekering, weergeboorte, die doop, vervulling met die Heilige Gees, geregtigheid, die rol van die wet. Al daai dinge word na gekyk in disipelskapskool. So ons het 'n verwagting, as jy wil deel word van die gemeente, dan moet jy deur die disipelskapskool gaan. Ek sê altyd, sodat ons almal op dieselfde bladsy is. Okay. Nou, Hebreërs 6 praat van, en dis nie al hierdie onderwerpe wat ons deel is van die disipelskapskool nie, van die hoofonderwerpe hier, maar luister, hy sê daarom, Hebreërs 6 vers 1 en 2, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Na die volmaaktheid, as jy werklik na die woord gaan kyk, die woord volmaaktheid beteken mature. Dis deel van die betekenis. So you must grow into maturity. Jy moet in volwassenheid ingroei. Jy moet nie net 'n baba bly nie. Dit is waarom disipelskap so belangrik is. Nou sê hy hierso, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke, van die geloof in God, van die leer van die doop en van handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Nou, al wat ek wil sê is, die woord praat van fondamente. Met ander woorde, ek het in die verlede gesê, as julle kon gesien het wat hier onder ons aangaan, hier onder die oppervlakte, die fisiese oppervlakte van hierdie kerk, gebou. Toe ons hier die gebou gebou het, as gevolg van die klei grond, moes ons iets ekstra doen. En ons het toe op die einde van die dag, het ons klippe, sulke klippe wat jy uit die klipveld uitgekom het en Jannie het ons gehelp en Jannie Meyer met hulle vragmotors het ons gehelp en hierso waar ons is was daar is daar so diepte van klip wat ons ingegooi het. En dit is so dat wanneer die grond beweeg, dat die gebou stabiel bly. En dis waarom as jy rondom gaan kyk in die mure, daar's nie krake en breuke nie. Julle hoor wat ek sê, as gevolg van die feit dat die fondasie stewig is. En daarom is dit belangrik, en dis deel van wie ek is, deel van wat ek doen, is om van tyd tot tyd die fondasies te besoek. Met ander woorde, te gaan kyk na die fundamentele dinge in ons geestelike lewens. Want ons het nodig om altyd te check. Ons kan altyd gaan check. Het ek dit in plek? Is dit in plek? So,
dis belangrik vir my en vir jou om dit te verstaan. Goed. Dis nou Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 en 2. Nou, as ons nou gaan na hierdie gedeelte toe, dan sê hy sê, het die, waar die sonde meer geword het die genade nog meer groter geword. Dit is belangrik om te hoor, want nou gaan Paulus en hy gaan aan met hierdie gedagte. Vers 21 sê, sodat soos die sonde geheers het in die dood, sodat soos die sonde geheers het, let op na die woordjie heers, as sin, wat sê hy so that just as sin has reigned in death, so grace might reign also through righteousness. That grace might reign through righteousness. Ek moet vir julle sê, ek is die afgelope tyd besig, ek het 'n Facebook ding wat ons noem Kingdom Advance, en ek het besluit op 'n stadium, ek gaan so 'n bietjie kyk na Romeine 5 vers 17, na die gawe van geregtigheid en die oorvloedige genade wat ons ontvang het. En in die proses het ek gaan sit en weer hierdie versies besoek aan die einde van Romeine 5. Luister net hierna. En hierdie ding het my getref. Soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers. Wow. Die genade kan heers deur die geregtigheid. Vers 17 praat hy van ons het ontvang die oorvloed van genade en die gawe van die geregtigheid. Ons het dit ontvang. En ons het daar baie daaroor gepraat en in disipelskap is daaroor gepraat. Disipelskapskool. The gift of righteousness. Nou sê hy, genade heers as gevolg van die feit dat ek geregverdig is. Dat ek die geregtigheid as 'n gawe ontvang het. Nou heers genade. En vir my en vir jou is dit baie belangrik. Want julle sien, die woord sê, nou, dis wat nou maar gewoonlik gebeur, maar nou Johannes 1 vers 16 sê die volgende. Vers 17. Want die wet, die Ou Testament, die 10 gebooie, the law, die wet is deur Moses gegee. Johannes 1 vers 17. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ons het daardie genade ontvang en in die begin van hoofstuk 5 sê ons staan in daardie genade. Ons het toegang verkry deur Jesus se dood en opstanding in hierdie genade in en ons staan daarin. Dis wat Romeine 5 vers 17 onder andere sê. Ek en jy het die oorvloed van genade ontvang. Daar's altyd meer genade. As jy vandag hier sit en daar's skuldgevoel wat jy dra, wil ek vandag vir jou sê, op grond van die woord van die Here, kan ek vir jou sê, daar's genade vir jou. Jy's vrygespreek as gevolg van die bloed van Jesus. Die geregtigheid, die genade heers deur as gevolg van die geregtigheid. Nou dis vir my en vir jou belangrik om te verstaan. OK. Nou ek wil jou, as jy 'n bietjie van die woord bestudeer, gaan na hierdie gedeelte toe. Na Romeine 5. Jy kan eintlik dwars deur dit merk. Kry vir jou 'n kleur. Dan merk jy elke keer wat daar gepraat van sonde of ongeregtigheid of oortreding, gaan merk dit. Want dan sê jy sien waaroor gaan dit. En as jy nou gaan hierdie gedeelte vat en jy merk dit, gaan jy verbaas wees hoeveel keer die woordjie sonde genoem word. Nou oké. Nou is ons in hoofstuk 6 vers 1. Nou sê Paulus. Hy sê, want wat sal ons dan sê? Onthou net, hy het nie Romeine 5, hy was nie besig om Romeine 5 te skryf en toe vat hy 'n teebreek.
en sê, okay, as ek nou terugkom, gaan ek nou by die volgende gedagte kom nie. Dis eintlik 'n gedagte wat aangaan van Romeine 5 af. So partykeer moet ons die hoofstuk in die verse uithaal, of uitskuif, en die hele konteks lees. Okay? Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Onthou nou, hy sê dit op grond van, hy sê, hoe meer sonde, hoe meer genade. Hoe meer sonde, hoe meer genade. Hoe meer sonde, hoe meer genade. Hy sê, luister, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Nee man, hier binnenkant in my het iets gebeur. Ek het nou die dag het ek 'n verhaal vertel van wat ek jare terug gehoor het. Van iemand wat 'n prostituut, wat by hierdie kerkie gekom het, wat by mekaar gekom het in die dorp, in 'n stad ergens. Een van die winkels, leewinkels, het hulle gebruik as 'n kerk. En eendag toe stap sy daarin, toe sy daar uitstap, toe sy weergebore. Niemand het geweet wie sy is en waar sy vandaan kom nie. En so het sy elke Sondag begin bywoon. En op 'n dag, toe vind hulle uit, dis wat hierdie persoon doen. Sy maak haar lewe uit prostitusie uit. She was a prostitute. Maar hierdie mense was wys. Instead of bringing the law, jy kan nie dit doen nie. They didn't preach the law to her. En toe begin sy met hulle te gesels. En hulle gesels met haar sonder veroordeling, without condemnation. Begin sy hulle te vertel hoe sy, verskoon het, teenoor haar customers getuig. Nie baie goeie plek om getuienis te kry nie. Nie daarop ingaan nie. Maar hulle los dit. En dit was so 'n rukkie gewees en eendag kom sy weer kerk toe. Hulle vra vir haar, hoe gaan dit met jou? Ja, gaan goed met my. Ek het vir my werk gekry. Okay. Sy sê, wanneer ek hierdie goed gedoen het, wat ek mee besig was, het ek nie vrede in my hart gehad nie. I didn't have peace. And when I didn't do it, I had peace. As ek het doen, no peace. As ek het nie doen nie, peace. En sy het gebid en vir 'n werk gevra en sy het 'n werk gekry en daai lewe agtergelaat. You know what happened? A spirit said, this is not the way to go. Want dis wat die woord sê, die wet word in ons harte geskryf. As jy weergebore is die wet op jou hart geskryf. Okay, dis 'n onderwerp op sy eie. Okay, sal ons dan in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? My goodness. Nou ek weet die werke van die vlees en al die dinge, maar ons gaan nou nie daar nie. En dan vers 3 sê 'n belangrike ding. Of weet julle nie dat ons almal, en hier is die eerste clue. Hier kry ons iets. Hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dis wat gebeur het. Hierdie mense is in Jesus se doop dis wat gebeur het. Hulle is weergebore, onthou dit. Jesus het in hulle harte ingekom as gevolg van weergeboorte. Nou die doop. En dis wat ek wil sê.
In disipelskap leer ons dat die mens bestaan uit 3 dele, gees, siel en liggaam. Jy soos wat jy daar sit en ek hier wat hier staan, ek is gees, dis my gees wat weergebore is. Ek het 'n siel, my gedagtes, my emosies en my wil, en ek woon in 'n liggaam. Gees, siel en liggaam. My gees is weergebore, maar nie my siel nie en ook nie my vlees nie. So met ander woorde, die woord van die Here sê wat my sielsarea, my gedagtes aanbetref, sê die woord in Romeine 12 vers 2 sê hy, ons moet vernuwe word in ons gedagtes, in ons wil en in ons emosies. Met ander woorde, daar's 'n transformasie wat daar moet plaasvind. Ek is nou weergebore, nou moet ek in lyn begin dink met dit wat in my gees gebeur het. OK. So, wat die doop aanbetref, nou is ons besig, Paulus sê, sal ek in die sonde bly? En dan bring hy die doop in. He's busy talking about sin, and now he brings in the baptism. Nou, luister hier nou. Ons, sê die woord vers 4, vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is hierdie nuwe lewe waarin ons kan wandel? Die nuwe lewe wat ons nou in kan wandel, is die nuwe lewe in Christus, die opstandingslewe. Ek kan in 'n lewe lewe waar ek oorwinning oor sonde het. Hoor mooi wat ek sê. Nie sondeloos is nie, maar waar sonde nie in my lewe regeer nie. Onthou hier rein. As jy ek hardloop vooruit, ek gaan nie daaroor praat vanoggend nie. As jy vers 14 gaan lees, dan sê die woord, want die sonde sal oor jou nie heers nie. Want jy is nie onder die wet nie, maar onder die genade. As jy onder die wet is, gaan sonde oor jou heers. Hoekom? Jy probeer dit doen. Ek wil nie daarna toe gaan nie. Maar hy sê, jy's onder die genade. Genade beteken, dit is wat Christus in my en jou tot stand gebring het. Dis deur dit wat hy gedoen het, wat ek nou in 'n nuwe lewe kan wandel. In Christus. Maar nou wil ek dit verstaan. Hoe bring hy dit nou met die doop? Hy sê hierso, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, dis vers 5, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Nou, vers 3 het ek iets gesê daar gelees, of weet julle nie? As 'n Christen is daar 'n paar dinge wat ek moet weet. En hierdie woordjie, of weet julle nie? Don't you know? En dis een van hierdie gedeelte. Want op 'n later stadium praat hy weer daarvan. Vers 6 praat hy weer van die weet. So dis iets wat ek moet weet. Ek het openbaringskennis nodig daaroor. Ek moet dit nie net hier weet nie. Ek moet dit weet dat ek weet. Weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? En dan sê hy vers 5 sê, as ons dan met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid in die dood, sal dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. So hy bring nou die dood in verband, sy dood en opstanding in die verband met die doop. OK, nou hier kom die belangrike versie.
aangesien ons dit weet. Because we know this. What do we know? Laat ek net kyk wat sê die Amplified. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him. Excuse, in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil. Ek wil vandag vir u sê, jou liggaam en my liggaam is not inactive for evil. Hoekom werk die wet nie, net so sydelings? As jy na Romeine 8 vers 3 toe gaan, dan sê hy, want God het, Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was. Hoekom is dit die wet, hoekom kan die wet nie in ons lewens werk nie? Hoekom kan ek nie hierdie vlees gebruik om die wet te doen nie? Want die wet is about wat ek nie doen nie en wat ek doen, about what I do and don't do and must not do. That's the law. But the moment I try to do it, that if you read in chapter 7, Paul says, that what I want to do, the good things that I want to do, I don't do that. Die wet trek my die hele tyd af. Dis soos 'n gewig in my lewe. Die oomblik wat ek die wet probeer nakom, I fail. Because of the weakness of the flesh. Nou lees ons hier in Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. So hierdie ou mens, die ou mens wat hiervan gepraat word, is my fisiese liggaam. My body, my flesh, my vlees. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. Onthou, dis in verband met die doop gebring. So wat hier fisies gebeur het, is iemand het in die water ingegaan, is begrawe. 'n Vereenselwiging met Jesus, wat ek saam met hom aan die kruis gesterf het. En toe ek uitkom in 'n nuwe lewe. Nou sê hy hierso, vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde, die doop het te doen met my vlees, die vlees bestaan, dat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ek het vir julle 'n paar skrifte, vertalings gaan uithaal. Die TPT sê, die Passion vertaling sê, my former identity is now and forever deprived of its power. Met ander woorde, this body of sin has been deprived of its power. The power of sin that my body had was broken. Amplified say, nailed to the cross with him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil. The New International Version says, that body ruled by sin might be done away with. Begrawe. Is dood. Jy sien, om dit te verstaan, moet ek en jy na vers 11 toe gaan. Nou sê hy, hoe oorwin ek sonde in my lewe? Ek moet verstaan
dat deur Christus daar iets in my, iets tot stand, daar iets gebeur. I died with him on the cross. En wat gebeur is, die doop is eintlik 'n belydenis. 1 Petrus 3 praat van 'n gebed. Vir 'n skoon gewete. So, wat ek nou doen, is ek het gesterf. Nou sê hy hier so in vers 6, vers 11. Ek wil dit vir julle lees. So, as gevolg daarvan moet jy jouself dood reken vir sonde. Jy reken jouself. Daai woordjie reken is 'n wiskundige woord. Dis 'n boekhou, rekeningkunde woord. Jy moet die som gaan maak. As dit dan gebeur het. En dis waar die wete inkom, wat ek hier sê in die begin van vers 6 sê. Die wete, nou weet ek. Ek weet dat ek saam met Christus gekruisig is. Paulus sê dit in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. So kan ek van my liggaam sê, maar hierdie fisiese liggaam van my is dood. So as ek sê, ek is dood, ek staan, ek het gesterf saam met Christus. Ek reken myself as dood vir sonde. So sonde, vers 14 sê, sonde sal nie meer in my lewe heers nie. As ek hierdie wete en hierdie verstaan het, sal sonde nie meer die oorhand hê in my lewe nie. Wat doen ek? As versoeking kom, wat as iemand dood is? Kan 'n dooie persoon versoek word? Met enigiets? Kan 'n man wat dood is versoek word? Om, wat is adultery? Egbreek te pleeg. Kan nie versoek word nie. As 'n ou dood is jy dood. Daar's geen reaksie nie. Die probleem is partykeer, dit bly nog 'n ding, want die woord sê reken. So die verantwoordelikheid is op jou en op my. God het die werk gedoen, maar ek moet my wil inspann. Ek moet die berekening doen. I need to do the calculation. I have to do the arithmetic sum and say, listen here, a dead man cannot be tempted, or a dead woman. So daai deel wat hy sê, weet julle dan nie, dis waar ek besef, ek en jy het nodig om daai wete te ontwikkel. Hoe ontwikkel ek dit? Deur dit te mediteer, deur dit te lees, deur dit te bely, deur dit te verklaar, deur dit te sê, begin sê oor jou lewe, begin dit te spreek en sê, daai sonde, daar's in elke van ons lewens is daar dinge wat ek en jy nodig het om te weerstaan. That means I need to know and understand that I have been crucified with Christ. Hierdie vlees is oneffektief gemaak. Made ineffective. But I need to reckon it. Ek het nodig om dit te bereken. Ek het nodig om dit te verklaar. Maar dis nie al nie. Dis die 1/11 van die versie. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God. Ek dink ons gee nie genoeg aandag daaraan nie. Want hy sê nou verder, hy sê dus, weet julle nie, en dan reken,
En dan die derde deel wat jy moet soek in hierdie gedeelte is, julle moet julle lede, vers 13, julle moet julle lede stel tot beskikking. So I'm dead to sin, but I'm alive unto God. Ek lewe, ek is lewendig vir God, om sy wil en sy plan in my lewe te sien tot stand kom. Ek is lewend vir U, Here, ek gee myself. Dis in lyn met Romeine 12 vers 1, wat hy sê, stel julle liggame as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. So is ek besig om myself tot sy beskikking te stel en sê, Here, nie my plan nie, U plan. No, Lord, not me, you. Not my plan for my life, your plan for my life. I yield myself. And these different areas, Lord, in the past, soos daai prostituut, in the past, that was my life. That's how I made money, through abuse of my body. But now, Lord, I'm dead to that sin. Now I'm alive to you. En broers en susters, ek wil klaarmaak. Kolossense hoofstuk 2. Kolossense hoofstuk 2 wil ek net, julle sien, Kolossense 2 gee vir ons nog verdere insig. Hy sê, Kolossense 2 vers 11, dis hoekom hier baie keer is. Nou sweet ek. Vers 11. In wie julle ook besny is, en ek glo dis op grond van hierdie versie, onder andere wat hulle praat van die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Maar ons moet dit gaan bestudeer en kyk wat staan hier. Want besnydenis beteken iets word afgesny. Afgesny. Die manne sal verstaan, en die vrouens ook, maar ons los dit daar. Wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, daai woordjie af lê, ek het gaan kyk, ek het dit gegoogel, daai woordjie sê to put off. Nou as jy dink aan Romeine 6 vers 6, put off, hy word made ineffective. Nou sê hy hierso, hy sê, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. So, hy sê, hierdie fisiese liggaam, wat ek en jy dra, hy sê, taking off of old clothes. Dis wat die Griekse woord beteken. It means to take it off. That's what it means, to take off. Dis wat Romeine 6 vers 6 beteken. Dan sê hy so, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof. Ons moet, en dis wat ons probeer doen, vir almal laat verstaan. My geloof, ek word gedoop, en ek moet my geloof in werking stel. Eintlik voor die tyd sê, luister, as ek in daai bad inklim en ek gaan onder die water, is my verklaring, ek word begrawe, ek is saam met Christus gekruisig, ek glo dit, en dan sê,
vers 12, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof. So ek sê, ek staan in 'n nuwe lewe op, en hierdie nuwe lewe is ek die oorwinnaar. En my vlees is begrawe en word dood gereken. So my geloof is betrokke. Net soos wat ek my geloof beoefen om Jesus aan te neem en 'n kind van God te word, is my geloof betrokke. So broers en susters, as 'n gesegde sê, vlieg my stories uit. That's the word of the Lord. Dit is hoe ek die doop verstaan. As jy my verkeerd kan bewys, please do it, maar bring net vir my die woord. Die woord, maar die waarheid maak my vry. Dis die woord. So geliefdes, julle weet, dis een ding wat ek net meer en meer besef. 'n sleutelversie vir my in my lewe het begin word. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. I'm crucified with Christ. I no longer live. Niks wat my aanbetref, tel meer nie. Niks wat ek doen in hierdie fisiese liggaam kan enige iets vir my verdien van God, aan God se kant nie. There's nothing I can do to add to what God has already done. Niks. I can't get myself in a better position through certain things that I do with my flesh. Hoe kan jy iets doen met 'n liggaam wat dood is? How can you do something with a body that is buried? Nou, in almal van ons lewens roer soos een evangelis het eendag gestel het. Hy sê, partykeer roer die gravel op die graf. Maar hy liggaam net opstaan en sê, luister, ek is nog hier. You dead. Jy's dood. Jy is saam met Christus gekruisig. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En wat ek nou lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Alles wat Jesus gedoen het, tel nou vir my. Alles wat ek gedoen het, en kan doen, en gedoen het, en kan doen, en gaan doen, alles wat dat aanbetref, is of no worth whatsoever. It won't count for anything in eternity. It's all about Jesus. It's all about the one who came into my life and caused me to be born again by the Spirit of God. And now I'm alive. And everybody says, Amen. Hallelujah. Nou kan ons hy liedjie weer sing. He wears the victor's crown. Ek het die kroon van oorwinning as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Is nie awesome nie. OK, kom ons bid saam. Vader, my gebed is dat U vir ons verder in die waarheid sal inlei en vir ons dit net meer duidelik sal maak sodat ons kan weet dat ons weet dat ons weet. Maar in alles wil ek vir U sê dankie Vader vir die feit dat U Jesus gegee het en vir hierdie plan van U, die evangelie, U goddelike plan om ons verlos te kry en vry te kry op hierdie aarde. Ek dank U daarvoor, Vader. Terwyl ons 'n gebed is,
As daar enige iemand is wat hier sit vandag, jy het nie die sekerheid, you haven't got the assurance that if you die, you'll go to heaven. Jy het nie die sekerheid dat jy 'n kind van God is nie, dat jy die ewige lewe het nie. As jy daardie persoon is, if you are that person that don't have that assurance, it's very simple. Dit wat ek van gepraat het onder andere, dit wat Jesus vir ons gedoen het, it's about receiving that and making it your own. So as jy vandag dit gehoor het en jy sit hier en jy weet nie of jy dit nog ooit jou eie gemaak het nie, dan gaan ek nou 'n gebed bid. En daardie gebed is wat gaan jou help om daardie sekerheid te hê in jou lewe. To have that assurance in your life. Gaan dit eers in Afrikaans doen en sal ek dit Engels doen. Hier is die Afrikaans. Baie eenvoudig. Romeine 10 vers 9 en 10. Bid agter my aan. Jy sal hoor mense bid dit, so jy kan dit moenie net in jou gedagtes bid nie, bid dit hardop. Sê, Hemelse Vader, ek het die woord gehoor. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag bely ek dat Jesus nou my Here is. Ek het Jesus aangeneem. If you're English speaking, just pray after me. Say, Heavenly Father, today I stand in your presence. I believe that Jesus Christ died for my sins on the cross. I believe that you, God, raised Jesus from the dead, that Jesus is alive. Today, I declare that Jesus Christ is now my Lord. Amen. Is daar enige iemand wat hierdie gebed vir die eerste keer vandag gebid het? Anybody that prayed this prayer for the first time today? Steek net jou hand op. Is daar enige iemand wat vandag hierdie gebed gebid het? Enige iemand anderster? Enige iemand anderster? Anybody else? Okay. Daar staan 'n baie mooi man daar langs julle. Ek gaan vir julle vra om net, as ons klaar is met die diens, net na hom toe te gaan. Hy gaan dalk nou hiernatoe kom, maar jy sal julle daar kry. Daar in die hoek. Asseblief, julle moet net na hom toe gaan. Hy gaan julle iets in die hande gee, om julle net te help met dit wat julle gebid het vandag. Die Here seën julle. Die grootste dag in my lewe is die dag toe ek in 1971 in 'n byeenkoms 'n man langs my kom sit het nadat die evangelie duidelik uitgespreek is. En ek my hand opgesteek het. Ek sê vandag, ek wil daai besluit neem. En iemand het langs my kom sit. 1971, Maart 1971, is nou 55 jaar gelede. En ek het daai dag my hart oopgemaak vir die Here. And by God's grace, I never looked back. The greatest day of my life. En ek eer die Here daarvoor. Dank die Here vir daai persoon wat daarvoor gestaan het en gesê het, ten spyte van tradisie, steek jou hand op as jy vandag dit wil doen. Ek het my hand opgesteek. Toe sê hy, bly net agter, daar gaan iemand na jou toe kom. En dis wat gebeur het. OK. Verlede naweek het Linus met ons gedeel. En sy het ons gelei in 'n gebed. En ek wil graag hê ons moet as gemeente vandag, ek gaan net die een versie lees.
En ek gaan julle vra om dit saam met my te verklaar. So ek gaan die wat kan staan, wil ek vra om te staan. Hulle kan net agter my aanbid. Dis Jesaja 60 vers 1. Ek gaan net vers 1, miskien vers 2 ook lees. Maar ons gaan dit persoonlik maak. So maak jou oë toe. Dis na aanleiding van wat die Here gesê het oor hierdie dorp en oor dit wat hy doen. So Vader, ons maak 'n verklaring as 'n gemeente vandag. Sê agter my aan asseblief. Ons het opgestaan. Ons is verlig. Want u lig het oor ons gekom. En die heerlikheid het oor ons opgegaan. Want kyk, die duisternis oordek die aarde en donkerheid die volke. Maar oor ons het die Here opgegaan en sy heerlikheid word oor ons gesien in die naam van Jesus. En soos wat julle daar staan sê, gaan ek net oor julle uitspreek sommer terwyl julle staan, wat die woord sê in Numeri. I'm going to do it in English. I want to say it over you and speak it over you and prophesy it over you. The Lord bless you and watch and guard and keep you. The Lord make his face to shine upon you and enlightens you, and his grace is upon you. His favor is upon you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and he gives you peace. In Jesus' name. Amen.